Endokrine stelsel. My voorstel is dat jy die 2 sketse print voor jy begin met die les en soos wat die les aangaan, saam skryf. Dit is 'n maklike manier om te leer. Soos wat jy luister, sien jy doen dit en so behoort jy dit ook te kan onthou. Voor ons begin, kom ons kyk gou eers wat is die verskil tussen 'n endokrine klier en 'n eksokrine klier. Nou, 'n endokrine klier is 'n klier wat hormone meestal van die tyd afskei. En die hormone gaan binne in die bloedvate deur die bloed vervoer word. Wanneer ons kyk na 'n eksokrine klier, gaan die klier byvoorbeeld 'n sweetklier sweet afskei, of byvoorbeeld so 'n speekselklier sal speeksel afskei, en dit word deur 'n buisie na die plek toe vervoer waar dit nodig is. So hier waar buisies betrokke is, noem ons dit eksokrine kliere, en waar buisies nie betrokke is nie, en waar dit deur die bloed vervoer word, noem ons dit 'n endokrine klier. Kom ons begin nou met die mannetjie. Ek wil hê ons moet 'n sleutel maak. Die klier is blou, hormone gaan ons met rooi skryf, en die teikenorgaan asook sy funksie in groen. Aan die basis van die brein is die pituitêre klier, of die hipofise. As hulle vir jou vra in die eksamen, byvoorbeeld eenwoordterme, of wat se deel is dit, dan moet jy skryf pituitêre klier. Jy moet wel ook weet dat die ander naam daarvoor hipofise is. En jy moenie hom noodwendig neerskryf wanneer hulle dit vir jou vra nie, maar jy moet weet dat dit die ander naam daarvoor is. Want partykeer in die vraestel, dan praat hulle van hipofise, maar dan moet jy weet dat dit die pituitêre klier is. Die pituitêre klier word in 2 dele verdeel, die agterlop of posterior en die voorlop anterior. Ons gaan vir nou eers na die res van die prentjie kyk, voordat ons gaan kyk spesifiek na die pituitêre klier, omdat al die ander hormone op die ander bladsytjie aangemeld gaan word. Die volgende enetjie is hier by die keel. Ons noem hom die tiroïed. Sy algemene naam is die skildklier, en jy moet weet dat dit die skildklier is, maar as hulle vir jou vra watter gedeelte is dit is die tiroïed, dan moet jy skryf tiroïed. Die tiroïed gaan die hormoon tiroksien vrystel. Tiroksien gaan na alle lewende selle. Dit is baie belangrike hormoon. Hy verhoog die basale metabolisme. Hy verhoog die hartklop en asemhalingstempo. Hy verhoog die senuweestelsel-aktiwiteite en hy is ook baie belangrik vir normale groei en ontwikkeling. Min tiroksien laat my altyd dink aan Flash van Zootopia, wat so stadig is. En dit is ook om tiroksien ook baie belangrik is vir vinnige senuwee-aktiwiteite. Bo die nier is die bynier, die volgende klier wat ons gaan doen. 'n ander naam vir hom is ook adrenale klier, maar as jy net praat van bynier, behoort dit meer as genoeg te wees. Die eerste hormoon van die bynier word aan die buitekant van die bynier vrygestel, die adrenaal korteks. Hy gaan aldosteroon vrystel. En ons dink altyd aan oom Aldo hou van sout. So die aldosteroon sal vervoer word tot by die niere en die niere sal gestimuleer word deur die aldosteroon om die hoeveelheid sout te reguleer. Die binnekant van die bynier is die adrenaal medulla. Hy gaan adrenalien afskei. Adrenalien het te doen met jou veg- of vlugreaksie wanneer jy skrik of wanneer jy opgewonde is. Adrenalien se teikenorgaan is oral in jou liggaam. Adrenalien sal jou hartklop verhoog, jou bloeddruk verhoog, jou spiertonus, asook jou asemhaling. In jou longe is daar bronkie en adrenalien sal jou bronkie verwyd. Dit verhoog jou bloedglukose vlakke, dit verhoog jou tiroksien vlakke en dit verminder ook jou perifere bloedtoevoer. Dit is belangrik dat jy weet dat die byniere die 2 hormone aldosteroon en adrenalien afskei, wat die teikenorgane is en die funksies daarvan. Jy hoef nie die spesifieke deel soos die adrenaal korteks en die adrenaal medulla te ken nie. As jy net ten minste weet dis die byniere, is dit meer as voldoende vir die eksamen. Die volgende endokriene klier is die eilandjies van Langerhans in die pankreas. En hy skei die 2 hormone af, insulien en glikagon. Insulien verlaag die bloedglukose, so as jy dink aan iemand wat suikersiekte het, hulle kan nie self insulien vervaardig nie, so hulle moet insulien inspuit nadat hulle geëet het. En glikagon verhoog bloedglukose. Die pankreas sal ook pankreassap afskei en dit word deur 'n buisie vervoer. So die pankreas is die enigste endokriene klier wat
basies 'n eksokriene klier ook is. Die ovarium skei estrogen en progesteroon af. En beide is verantwoordelik vir die endometriumwand om te verdik. So die teikenorgaan is die endometrium. Estrogen en progesteroon het ook hulle eie funksies, maar vir hierso kan jy net dit nou leer. Dan hierdie mannetjie het sommer die ovarium en die testis in, sodat ons al die endokriene klier op een prentjie het. Maar baie belangrik, in die eksamen sal dit of ovariums of 'n testis hê. So jou mannetjie in die eksamen gaan of 'n man wees of 'n vrou. So die volgende klier wat ons gaan bespreek is die testis. Hy skei testosteroon af. Testosteroon is belangrik vir sekondêre manlike eienskappe, die ontwikkeling van manlike geslagsorgane, asook die ryp word van spermselle. Ons gaan nou na die laaste klier kyk, die pituitêre klier, en ons gaan nou na die vergrote prentjie van die pituitêre klier kyk. Hier is 'n vergroting van 'n prentjie van die pituitêre klier. Hier kan jy sien waar die agterlop is, asook die voorlop. Die eerste hormoon wat vrygestel word, is groeihormoon, of sy wetenskaplike naam somatropien. Die groeihormoon sal die bene en spiere laat groei. Die bene en die spiere is die teikenorgaan. Die tweede hormoon wat deur die pituitêre klier afgeskei word, is prolaktien. Prolaktien is die hormoon wat die melkkliere stimuleer om melk af te skei. So die teikenorgaan is die melkkliere. Die volgende prentjie is 'n prentjie van 'n testis en 'n ovarium. En ek wil hê julle moet dink toe julle voorplanting gedoen het, die twee hormone wat die ovarium stimuleer om progesteroon of estrogen af te skei. Die twee is FSH en LH. En wat ons partykeer gedink het, is net by die ovarium, kom dit ook by die mans voor. FSH staan vir follikelstimulerende hormoon. En die follikelstimulerende hormoon by die ovarium stimuleer die follikel om éventueel tot 'n graafse follikel te vorm en dan 'n ovum vry te stel. By die man, en hierso het ek sommer onder geskryf, kan jy dit byskryf, die FSH by man stimuleer die spermproduksie. LH of luteiniseringshoormoon by die ovarium, by die vrou, sal die ovarium stimuleer vir ovulasie om 'n ryp ovum vry te stel. LH by die man stimuleer die testis om testosteroon af te skei. Die volgende hormoon is TSH, tiroïed stimulerende hormoon, en dit word vervoer tot by die tiroïed. Die tiroïed is die teikenorgaan. Die TSH wat afgeskei word deur die pituitêre klier, word vervoer tot by die tiroïed. Die tiroïed is die teikenorgaan. Die tiroïed word dan gestimuleer deur die TSH om meer tiroksien af te skei, wat ook 'n hormoon is. Vir die volgende hormoon kom die impuls van die hypothalamus en hy sê vir die pituitêre klier om ADH af te skei. Die ADH word vervoer na die niere. En die laaste hormoon, maar dis nie te sê hy is in die eksamenriglyne nie, is oksitosien. En hierdie hormoon is belangrik om die uterus te help saamtrek tydens geboorte.